Vader God, U ken my naam, my binnegoed en buite staan, my groot praat en my klein verdriet, my vashou aan alles wat verskiet. U ken my vrese en my hoop, die pad wat ek so kaalvoet loop, die pad het U lank al berei. U maak die pad gelyk vir my. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke swerwer kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na U boardinghuis. Om te lewe is vir my Christus, om te sterwe is vir my wins. Geliefdes, genade en vrede vir U van God ons Vader, van Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing is vanmôre uit Efesiërs 4, daarvan verse 17 tot 24. Kom ons lees dit saam. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie. Omdat hulle hardnekkig en hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestom geraak en hulle met 'n onversadigbare drang na losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is julle ook onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens wat in julle deur julle sondige begeertes verteer word. Julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Ons lees net tot sover. Geliefdes, ons tema is vanmôre, ons almal het bagasie. Nou, die afgelope tyd kom ek meer en meer agter, daar is geen mens wat nie bagasie van een of ander aard saamdra nie. Party het meer en ander het weer minder. Van ons bagasie lyk dalk soos op die prentjie wat jy nou sien. Dit is sommer die mekaar so vasgemaak dat dit enige oomblik kan afval en oopspring en sommer sigbaar vir die wêreld kan wees. Ander se bagasie is weer mooi verpak soos in die volgende prentjie. Niemand weet van dit nie. Dit is mooi georden, dit is netjies, dat jy glo jy het alles onder beheer, totdat die kattebak oopgemaak moet word, maar dan sien ons almal het bagasie. Party van ons kan identifiseer met daardie eerste foto. Alles voel sommer so die mekaar. En baie van ons kan ook identifiseer met die woorde van Dawid in Psalm 109, daar vers 22, vers 26 en 31, waar hy sê, ek is hulpeloos en arm, en my hart is deurwond in my binneste. Here, my God, help my tog. Help my asseblief uit die moeilikheid uit. U het die kinders baie lief. Hulle moet sien dat U hulle uit die moeilikheid uit gehelp het. Help almal wat sy hulp nodig het. Dit is so staan so in die boodskapvertaling. En weer eens, of jou bagasie nou 1 tassie is, en of dit nou 10 is, en of dit nou georden is, en of dit nou die mekaar is, almal van ons vandag het die Here se hulp nodig om ons lewens so 'n bietjie te orden. En dit is so moeilik om te erken jy het bagasie. En vir sommige van ons is dit baie ongemaklik, want ons wil nie praat oor ons bagasie nie. Die vuil wasgoed moet mos maar in die kas bly. Daar in die donker. Niemand hoef te weet hoe swaar ek dra nie. Solank dit weggesluit is, dan voel ons veilig. Maar vandag gaan ons bietjie na jou bagasie kyk, en jy hoef nie bekommerd te wees nie. Ek dink nie, jy sal blootgestel wees daardeur nie, maar ek dink dit is nodig dat ons daarna kyk. Ons moet nie vandag van hierdie prediking wegstap en dink, nee, ek stap leeg hier uit nie. Job 7 vers 11 sê, nee, ek kan nie stil bly nie. In my beproewing wil ek praat. Ek kan nie stil bly nie. Dit is wat ek jou mee wil uitdaag vandag.
Erken dit, erken jou bagasie, gee dit 'n naam, bring dit na die lig toe, dat God iets daarmee kan maak. Sommige van ons sit met geestelike bagasie, dalk baie ou bagasie. Dit is amper asof jy so 'n oudtydse koffer het waarmee jy op die lughawe aankom, en die res van die mense het almal sulke pragtige moderne tasse met wielietjies. Miskien het jy 'n baie nougesette wettiese omgewing waarbinne jy groot geword het, en daardie veroordeling het so deel van jou geword. Miskien het ander gelowiges jou teleurgestel, en voel jy dalk, as dit is hoe gelowige mense optree, dan wil ek niks met hulle te doen hê nie. Miskien is dit verhoudingsbagasie. Iewers langs die pad het iemand wat jy vertrou het, jou vertroue gebreek, en jy het 'n muur om jou gebou, sodat niemand naby jou kan kom nie. Weet jy, die statistieke is eintlik verpletterend. 1 uit elke 5 kinders word mishandel. 1 uit elke 3 vroue word daagliks in Suid-Afrika mishandel. En as jy gedink het, dis erg, of dit raak jou nie, luister hierna. 70% van Suid-Afrikaanse mans loop met een of ander trauma rond. Dalk is jy deel van hierdie statistieke. Dalk sit jy met 'n stuk seer bagasie wat jy al van jou kinderdae af saam met jou sleep, of jare saam met jou sleep. En daarmee saam kom 'n verkeerde denkpatroon. Ons dink miskien, ek kon dit of dat gedoen het, of niemand sien tog my bagasie nie. Maar ons vorm nie 'n Bybelse selfbeeld van onsself nie. Ons sê baie keer vir onsself, ek sal nooit weer gelukkig wees nie. Ek sal nooit weer iemand kan vertrou nie. Of, my lewe is 'n gemors. Ek kan nie daarvan loskom nie, al wil ek. Of, baie mense voel, maar niemand is lief vir my nie. En weet jy, dis nie wat die Bybel sê nie. Ons gaan daardie denke vir die Here gee vandag, want Paulus herinner ons, hard en duidelik, in hierdie teks wat ons vanoggend saam gelees het, julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. En ons gaan begin daarmee vandag om 3 gebede te bid. Laat gaan jou bagasie. En dit is eintlik iets wat ek aanhoudend moet bid in my lewe. Die eerste gebed wat ons behoort te bid, sien ons daar in Romeine 12 vers 2. Ons het dit al menigmal gelees en gehoor iewers in ons lewens, en dalk saamgesels oor Romeine 12, maar vandag maak ons dit prakties. So in aansluiting met dit wat Paulus vir die gemeente daar in Efese sê, het hy ook vir die gemeente in Rome gesê, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Laat God julle denke verander, om julle denker te vernuwe. En dit is ons eerste gebed vanoggend. Here, help my om my denke te vernuwe. Help my om die manier waarop ek oor my lewe dink te verander. En hoe word ons verander? Eenvoudig deur ons denke te vernuwe. Ons almal het denke wat glad nie God se is nie. En hierdie denke moet met God se waarheid vervang word. Ons probleem is, ons hou vas aan die leuns. Ons leef asof die leuns die waarheid is. Baie mense hou vas aan die leuen, ek is nie goed genoeg nie. En die oomblik wanneer iemand jou knoppies begin druk, hoor jy basies een boodskap. Jy is nie goed genoeg nie. Gaan dink bietjie, waar kom daardie leuen vandaan? Wie het jou op watter fase in jou lewe so benadeel, dat jy dit vandag nog steeds glo? Nou in my lewe het my standaard 5 juffrou vir my vertel, ek gaan niks meer as 'n tikster in my lewe word nie, omdat ek nie van wiskunde gehou het nie. En ek het daardie leuen in my denke begin vorm van, ek is nie goed genoeg nie, so 'n mens mag nie droom nie, jy mag nie ambisie hê nie, want iemand wat niks van die Here se plan met jou lewe weet nie, het besluit, jy gaan 'n tikster word. Vir my het dit 'n waarheid geword. Jy kan nie, jy is nie goed genoeg nie, so wat doen ek? Ek kompenseer daarvoor. Ek maak seker ek is goed genoeg, deur dinge perfek te wil doen. Maar niemand moet fout met my in my lewe vind nie. Maar ongelukkig is die realiteit dat ons maar net mens is, en mense kan nie altyd perfek optree nie. Ons is ook onvolmaakte, gebroke mense in hierdie wêreld. Maar ons het nie nodig om daardie leuns ons eie te maak en vir die res van ons lewe daarmee saam te leef nie. Of, baie keer loop ons met hierdie onsaglike woede in ons rond, en ons is kwaad vir almal en alles. Almal moet net uit jou pad uit bly. Met vernuwe denke, dink jy anders oor die goed wat jou kwaad of seer gemaak het.
Vrese. Wie van ons het nie vrese in die lewe nie? Jy loop met hierdie vrees, jy kan jou werk verloor. Jy loop met hierdie vrees, jy is dalk nie 'n goeie ouer nie. Jy loop met hierdie vrees, jou huweliksmaat gaan dalk groener weivelde soek. En intussen maak jy jouself siek met die dinge waarvoor jy bang is. En jy vergeet om te lewe. Jy dra jou dood aan hierdie bagasie wat so onnodig is. Met vernuwe denke sal jy fokus op die positiewe wat jy het. Ek het werk en ek gaan dit na die beste van my vermoë doen. Ek gaan die beste ouer wees wat ek denkbaar kan wees vir my kind. Ek is 'n goeie huweliksmaat, so my man of my vrou het geen rede om groener weiveld te gaan soek nie. Ongehoorsaamheid is nog een van daardie struikelblokke. Is dit nie ook iets waarin ons almal swaar dra nie? Van kinders af regdeur. Ons sukkel om in gehoorsaamheid met God te leef. Ons sukkel om vir hom 'n plesier te wees. Dit is so asof ons inhoudend die Here hoor sê wat is reg en wat is verkeerd, maar dan kies ons nog steeds ons eie pad. Of ons weet wat die Here op ons pad plaas, maar dan besluit ons, nee Here, ek weet van beter. Kom ons doen dit op my manier. Ek wil dit so verduidelik. As jy 'n stofsuier gebruik en jy wil skoonmaak, kan jy net hier en daar stofsuig nie. Nee, jy moet in parallel heen en weer gaan en seker maak die vloer word heeltemal gesuig. En dan gebeur dit soms dat daar ietsie die eerste keer dalk nie opgetel word deur die stofsuier nie. Wat doen jy? Jy gaan weer 'n keer daaroor. En as dit nie werk nie, dan moet jy ongelukkig afbuk en dit optel wat die stofsuier nie wil insuig nie. En wat maak jy dan? Jy gooi dit dalk weer neer en jy suig dit op, nadat dit losgekom het. En dieselfde beginsel geld in ons geestelike lewens. Ons moet doen wat ook al nodig is, sodat die leuns, die vrese, die woede, die ongehoorsaamheid, sodat ons daarvan kan loskom en daarvan verwyder kan word in ons lewens. Dit is die eerste stap. Erken jou bagasie en bring dit na die lig toe. Praat met iemand daaroor. Laat toe dat God se lig daarop skyn. Party van ons het 'n probleem met geld, omdat ons 'n leuen glo. Ons glo die leuen, ek het nie geld nie, al kry jy 'n salaris. Dalk moet jy net leer om dit wat jy het, op die regte manier te bestuur, in plaas van om heeltyd te sê, ek het nie geld nie. Party van ons werk onsself oor 'n mik, omdat ons 'n leuen glo. Party van ons verhoudings werk net nie uit nie, omdat ons 'n leuen glo. Maar weet jy net, God se waarheid kan ons vrymaak. Efesiërs 4 vers 22 en 23, soos 'n mens vuil klere uittrek, moet julle julle ou geaardheid uittrek, want dit is vol sonde, en dit wil net verkeerde dinge doen. Die einde van daardie pad loop op verwoesting uit. Julle moet 'n nuwe gesindheid kry en op 'n nuwe manier dink oor dinge. Wat is die leuen wat jy glo? Watter verkeerde denkpatroon het jy? Ek wil vandag vir jou sê, raak ontslae daarvan, of kry hulp om daardie ou lewe agter te laat. En dit bring my by die tweede gebed wat ons behoort te bid. Here, herstel wat verlore is. Psalm 71 vers 20. Herstel my tog in my eer en gee my uitkoms. Sommige van ons is baie mismoedig op die oomblik. Ons voel te neergedruk. Ons voel dalk, daar's nie hoop nie. Maar weet jy, God spesialiseer daarin om te herstel wat verlore is. Want as iets vir jou kosbaar is, hoe soek jy nie daarna nie? Het jy al iets in jou lewe verloor wat vir jou van groot waarde is? Wat is die eerste ding wat jy doen? Jy soek en jy kyk of jy dit nie kan kry nie. En jy hou aansoek. As dit is hoe ons is oor wat kosbaar is, hoeveel te meer sal God nie wil herstel wat die duiwel by ons gesteel het nie? En God kyk nie na materiële dinge in ons lewens nie. Hy kyk na baie dieper dinge. Hy kyk na ons ware behoeftes. Jeremia 30 vers 17, want ek sal genesing vir jou tot stand laat kom en jou van jou wonde gesond maak, so spreek die Here. Wat met jou gebeur, maak vir God saak. Hy wil herstel wat die bose by jou gesteel het. En wat God in jou lewe herstel, kan niemand anders ongedaan maak nie. En dit is die vraag, wat wil God in jou lewe herstel? Dalk jou vertroue en jou geloof in hom, om te glo al sien jy nie? Miskien wil hy die hoop wat veryl het in jou lewe kom herstel.
Miskien wil hy daardie intimiteit wat jy met hom lank gelede gehad het herstel. Wat wil God in jou lewe herstel? Hy spesialiseer daarin om te herstel wat verlore is. Dit bring my by die derde gebed. Here, help my om my oortreder te vergewe. Hoekom dit? Soveel van ons dra vandag bagasie met ons saam, omdat mense ons seer gemaak of te nagekom het. En ons dra hierdie tasse van bitterheid, onvergifnis en selfs haat. En hierdie gedeelte het my al so baie aangespreek, Kolossense 3 vers 13. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Hoe op aarde vergewe mens iemand wat iets onvergeefliks aan jou gedoen het? Wel, kyk wat die gedeelte sê, soos wat God vergewe het. Daar is van ons hier vandag, wat dalk na hierdie preek luister, wat 'n tas vol onvergifnis het. Vandag is die tyd om dit op te gee. Maak 'n bietjie jou tas leeg. Baie mense hou daar die troefkaart in hulle hande. Hulle het 'n mooi uitgewerkte plan hoe hulle iemand sal terugkry eendag. En wanneer dit gebeur, dat iemand hulle seermaak of wond, dan druk hulle hierdie troefkaart uit en hulle doen net wat hulle wil. Want dis my reg. Ek het mos klaar seer gekry in die lewe. Jy het my te nagekom. So nou sal ek oor jou skinder, ek sal jou naam sleg maak, ek sal leuns oor jou vertel. Jy was onregverdig teenoor my en daarom gee dit vir my die reg om terug seer te maak. Kom ek stel dit so. Net omdat iemand teen jou gesondig het, maak dit nie reg as jy optree teen hulle om hulle weer terug te kry nie. Sonde regverdig nie sonde nie. Ek het nie die reg om iemand wat teen my geoortree het, om weer daardie plan op die tafel te sit, om weer 'n wrok teen daardie persoon te hê nie. Wat moet 'n mens doen? Jy moet nie die kaart speel nie. Jy moet daardie troefkaart moet jy eintlik net weggooi. En ek weet dit is moeilik, maar laat dit gaan. Dit is die enigste manier om te leef. As jy daardie tas van jou vol maak met hierdie gevoelens, word hy net swaarder en swaarder, totdat dit jou eendag inhaal. En inhaal sal dit. Jy is nie gemaak daarvoor nie. Die enigste manier om te oorleef in verhoudings is om hierdie dinge te laat gaan. Maar wat verwag God van ons? Paulus skryf dit so mooi. Moenie langer soos die heidene lewe nie. Moenie afgestomp en hardkoppig raak nie. Breek met daardie ou sondige mens in jou en gaan leef nuut. Trek vandag daardie nuwe baadjie aan. Nie die nuwe een bo oor die oue nie. Trek uit dit wat bagasie in jou lewe is. Dit wat jou terughou en trek die nuwe aan. Dalk is dit vir jou maklik, vir party van ons is dit moeiliker. Maar ons mentor, ons voorbeeld, Jesus, wat aan die kruis gehang het, nadat al sy vriende hom verloon het, nadat die mensdom sy slegste op hom uitgegooi het. En dan wat bid Jesus as hy daar aan die kruis hang? Vader, vergeef hulle. Nie 'n enkele woord van wraak of afsydigheid nie. Jesus het geleer om meer vir hulle seer te kry, as om deur hulle seer te kry. En al sou dit niks verander aan wat gebeur het in jou lewe nie, moet ons nog steeds vergewe, soos wat God vergewe het. Wie is daar wat teen jou oortree het, en wat vergewe moet word? En hoekom moet ons vergewe? Nie omdat God ons kan vergewe, as ons nie ander kan vergewe nie. Nee, omdat ons nie die vermoë het, om God se vergifnis te ontvang, indien ons nie self kan vergewe nie, as ons bly sit met daardie onvergifnis in ons hart nie. En daarom wil ek vanmôre afsluit. Ek wil hê jy moet 'n oomblik hieroor reflekteer. Is jy gewillig om jou bagasie te herken? Miskien glo jy 'n leuen en moet die waarheid jou weer vrymaak. Miskien het jy iets verloor, jou onskuld, jou vertroue, en het jy jou vertroue dalk op verkeerde goed begin sit. Miskien is daar woede of bitterheid of spyt in jou tas, en dit is besig om jou meer skade te doen as enige iemand anders. Ek wil vir jou sê vandag, laat dit gaan. Dalk voel jy nie lus om te vergewe nie. Dan is dit vandag net, Here, help my om te vergewe. Help my om te laat gaan. As jy vandag met 'n tas hier ingestap het, en een van hierdie areas, gaan jy dit hier los? En as jy sê ja, dan sê ons, ja Here, ek wil dit by die voet van die kruis los.
dan is dit 'n oomblik vir waarheid. Sit dit in jou eie woorde, maar gee dit nou vir die Here. Gee 'n naam daarvoor. Voel die pyn, huil as jy moet huil, en laat gaan. Gee dit vir die Here en stap weg, 'n ander mens, as wat hier aangekom het. Amen. Kom ons bid saam. Here, U weet alles van my lewe af, U weet van alles wat ek saamdra, en vandag los ek dit by U. Here, help my om te lewe volgens U wil. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. As jy nie kan slaap nie, weet dat God jou op sy skoot gaan tel hierdie week, en hy gaan vir jou 'n wiegeliedjie sing. En as jy onrustig is, weet dat hy sy hand op jou skouer gaan sit, en jou gaan deel maak van sy belade. En as jy alleen is, weet dat hy sy arms om jou gaan slaan, en hy gaan vir jou die hoogste lied sing, die lied van liefde. As jy treur, weet dat hy jou gaan troos. En omdat dit waar is, sê ek vir jou, die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die sagtheid van sy Gees, sal met elkeen wees. Amen. My ego en my regop staan, die drake waarteen ek bly veg, U wys my altyd weer die weg. U het my met U lig geseën, die lig strooi ek op iedereen. Net U weet hoe my toekoms lyk. Ek het niks, U maak my ryk. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke swerwer kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na U boardinghuis. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke swerwer kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na U boardinghuis.